wil julle groet op 'n manier wat Paulus die gemeente in Thessalonika mee gegroet het aan die einde. En ek gaan vandag by die einde begin en dan eindig ons by die begin. Mag die Here die bron van vrede self altyd op elke manier vir julle vrede gee. Mag die Here met julle almal wees. Mag die genade van ons Here Jesus Christus met julle almal wees. Dis regtig my gebed vir Florida Park gemeente. Die Here praat die laaste ruk baie in my hart met rondom die leierskap van hierdie gemeente. En Franna, ek bid vir jou en jou span. Ek bid vir jou en jou leiers. Ek wil vir julle sê dat daar's net 'n manier hoe ek dit kan uitdruk. Watch this space. Die Here skinder by my oor jou. En hoor nou wat ek sê, as jy net dit kan onthou. Hier voor julle het julle die voorreg om 'n leier te kry, wat 'n jong Timoteus is, wat God op groot maniere gaan gebruik. Op groot maniere. Hierdie is net die begin, Franna. Dis net die begin. En daarom is dit 'n wonderlike voorreg om ook saam met jou te kon bedien vir 'n seisoen, want dan kan ek sê eendag ek ken vir Fransjo Boys. Mense, daar's 'n sekere verhaal wat my ontsettend aangegryp het en ek wil vandag met julle praat oor verandering, die mekaarspel en verwarring. Die van julle, ek was so 'n bietjie uit sirkulasie uit, maar die van julle wat gesien het hoe die Springbokke nou die dag op Ellis Park. Ek moet vir jou sê, nou, Rudolf Strooi is daar in ons kampus, in die Brooklyn kampus, hoor. Dit lyk my die leeu's aanbid daar. Maar okay, daar gelaat. Nou haat julle my, né? Maar die oomblik wanneer daar verandering is, dan is daar onsekerheid en dan is daar hierdie skommeling in 'n mens se lewe en 'n mens vra altyd die vraag wat nou en jy het hierdie toekomsvisie, hierdie blik op die toekoms, maar die oomblik wanneer iets gebeur wat jy nie verwag het nie, dan kom die realiteit van 'n skok. Is dit nie so nie? Ja. Nou, dis soos die bokke wat, jy weet, so mooi op Mandela Dag net 67 minute gespeel het. Ons moet hulle nou leer om die volgende Saterdag het hulle dit weer gedoen. Ons moet hulle nou leer, dis nou verby, né? Hulle moet nou die hele game speel. Ons het almal ons diens vir Mandela gedoen, nou moet ons dit vir die res van die volk doen. Nou daai veranderinge en skokke in ons lewens is nie altyd lekker nie, want jy kry hoop en jy kry 'n idee van hier gaan ons wen, hier gaan dit goed gaan. Ek sien baie van julle kyk hier rugby nie, julle kyk my met sulke glasoogies. Maar ek gaan nie vir jou verduidelik wat gebeur het nie. Jy kan maar op die nuus gaan kyk. Maar ons was ver vorentoe, verloor ons net. So naby soos 'n skeieregter se beslissing. En ek dink as daar iets is wat 'n mens in jou lewe regtig waar op 'n plek bring, waar jy die realiteit van hierdie skokke en hierdie verandering sien, is wanneer daar iets tragies in jou lewe gebeur. En ek wil 'n storie vertel van 'n man met die naam van Wally en Barbara Rendell. Wally is 'n pastoor in Amerika. En hy was een van hierdie ouens wat altyd net gesê het, die Here is met ons en alles sal goed gaan. Hy was so 'n bietjie hier in die prosperity leerkant van sake in. En hulle het 'n pragtige dogter gehad met die naam van Jill. En Jill het basketbal gespeel. Dis daai ouens wat die bal die hele tyd aanslaan. Jy weet, soos party van daai spelers daar waar ek vandaan kom. Maar hierdie meisie het hulle gedink gaan nog in die Olimpiese spele vir Amerika speel. En terwyl sy vir haar universiteit waar sy gespeel het op 'n rit was na 'n ander wedstryd toe, is sy en 3 vriendinne tragies in 'n motorongeluk oorlede op die ouderdom van 21. En Wally en sy vrou, sy hele wêreld is geskit. Jy sien, God het 'n woord vir hulle gegee oor hierdie dogter en hulle het hierdie prentjie gehad. En ek dink as daar 'n plek is in jou lewe waar jy moet deel met emosies, is dit wanneer jy iemand moet begrawe. My ma sê altyd, daar's een ding wat die Here nie in 'n ouer inbou nie.
En dis die vermoë om jou kind te kan laat sterf voor jou. Ons is nie gemaak daarvoor. En alles was so skielik en Wally het in sy studeerkamer gaan sit en hy het sy hart uitgestort by die Here en hy het daar uitgekom en hy het gesê, Here, ek gaan nie vra nie. Maar ek gaan nie aanhou dien met alles in my. Want ek het U werklik waar lief. En op die begrafnis, waar hulle eerste keer die mense gesien het, paar dae later, was dit 'n groot ongemaklikheid. Meer as 1000 mense was daar van die gemeente, soos 'n groot kerk, en daar was klomp van die universiteit en van daai balanslaan klubs. En hy beskryf die ding hoe die mense baie ongemaklik was. Was jy al op 'n begrafnis en jy moet simpatiseer met die familie, maar jy weet nie regtig wat om te sê nie. Dis baie keer waar hierdie cheap clichés deurkom, né? Ja, jy sal oor dit kom. Of dalk jy wat sê, weet jy, my oom se tannie se neefie se niggie het ook hulle kind verloor en sy's nou okay. Die ding is, niks wat iemand vir jou sê op daai punt kan jou realiteit en jou perspektief op die lewe aanraak op so 'n manier dat jy hoop kry nie. Een van die studente saam met wie sy in hulle jeugaksie was, sing toe op die einde 'n lied, I fell on my knees and cried holy. En terwyl hierdie student dit sing, toe staan 'n persoonlike vriend van die familie op, wat ook 'n onderwyser van hierdie meisie in haar hoërskool daar was, en toe hy klaar die lied gesing het, toe sê hierdie man, sy naam is Wayne Smith, sê hy vir die mense, ek het 'n gediggie gebring wat Jill geskryf het, toe sy Engels by my gehad het op skool. En ek gaan die gediggie vir jou op die bord sit, dat jy homself kan lees. Iewers het hierdie meisiekind 'n profetiese uitspraak gemaak oor haar toekoms. En iewers raak dit toe mense se harte aan, wat in daardie diens sit. En hierdie man maak die stelling, Wayne Smith, hy sê, en ek gaan dit nou mooi in Afrikaans vertaal, hy sê, die probleem is, die lewe is te kort, en die dood is te finaal, om die twee te probeer verruil. En dis 'n kragtige stelling. Ek sê, as 'n mens deur 'n krisis gaan, of dit nou dood is, of dit nou 'n verandering is, of dit 'n seisoensverandering is, dit maak nie saak wat dit gebeur, wat die oorsaak is nie, maar jy het die potensiaal om die dood vir die lewe ook in jou lewe te ruil. Wie wat hier sit, het al iemand verloor in hulle lewe, of deur 'n verhouding, of deur die dood, en vir so lang seisoen daarna was jy self dood. Dis verskriklik. Die probleem is, jy verloor jou kapasiteit om te kan lewe, jy verloor jou kapasiteit om hoop te hê vir môre, jy verloor jou kapasiteit om te kan sien en te kan vorentoe gaan. En baie keer raak 'n mens so depressief. Ek praat hierdie week met 'n vrou wat vir my sê dat sy so af, dit voel of haar arms verlam is. Het jy al so gevoel? Ja. Ek wil vir jou sê, dan is dit nie 'n tyd waar hierdie goedkoop antwoorde by jou uitkom van, ag weet jy wat, staan net op en loop en gaan net aan en al hierdie dinge nie. Jy moet deel daarmee, maar daar's 'n manier hoe 'n mens deel met verandering, en daar's 'n manier hoe ons visie op hierdie verandering aangeraak moet word, en amper moes julle my nou help. Ek gaan met julle gesels oor 'n gedeelte uit Johannes 11. En dit gaan oor die verhaal van Lazarus, die opwekking van Lazarus. Maar ek gaan nie vir jou die hele gedeelte lees nie, want ek weet, 'n mens se konsentrasiespan sê hulle is 3 minute as jy vir hulle Bybel lees. En dis die wat konsentreer. Maar wat gebeur het is, Lazarus het siek geword. En Jesus was in 'n ander dorp, en hulle het Jesus laat weet dat Lazarus siek is. En Jesus sê, is reg,
En Jesus is besig om nog te preek. Hy sê vir jou, man, jy gaan nie in die donker nie, want in die donker struikel jy uit. Hierdie lekker storie wat hy vertel. Hy sê, maar as jy in die lig stap, alles wat in die lig is, dan struikel jy. Hy maak 'n lekker storie van hierdie ding. En hy sê, maar weet jy nie, hierdie ou is besig om dood te gaan. Of hierdie ou slaap dood. En die disippels kom en hulle sê vir hom, hoor jy, hierdie ding van Lazarus is ernstig. En Jesus sit daar, hy sê, nee, Lazarus slaap. En natuurlik, hy sê meester, hy sê rabbi, as Jesus sê Lazarus slaap, dan slaap hy. En hy sê, maar as hy slaap, dan gaan hy mos gesond word en wakker word. Is dit nie so nie? En Jesus sê, nee, julle verstaan nie, hy's dood. En ek wil hê jy moet die speling daar verstaan, dit wat Jesus sê, daar's klaar iets rondom 'n saad wat gesaai is in die oomblik van krisis, wat Jesus met hulle praat. Jesus het nie die een keer gejok aan die ander kant die waarheid gepraat nie. Jesus het eers gepraat oor die einde van die saak. En toe hulle hom verder uitvra daaroor en naïef staan teenoor die geloof wat hy in hulle lewe wil inbou, toe sê hy vir hulle wat die realiteit vandag is. Maak dit sin. En in ons krisis in ons lewe, of jy jou werk verloor het en jy soek 'n nuwe werk, of waar siekte is, of waar mense is wat jy in die dood afgestaan het, of jy deur 'n verandering gaan, of wat ook al in jou lewe gebeur, daar is 'n uitspraak wat die woord van God gee oor jou lewe, oor jou situasie, en daardie uitspraak is 'n profetiese uitspraak wat gaan oor die einde van die saak. Maar ons luister as mense na die realiteit van die omgewing. En God is so awesome. Hy is bereid om in ons realiteit saam met ons in te klim en te sê, dit is soos jy sê, jou omstandighede wat jy na kyk, sê vir jou, Lazarus is dood. Maar iewers hier is 'n spanning, van 'n goddelike einde en 'n menslike insig en 'n menslike openbaring en 'n menslike gevoel teenoor iets. Nou goed. Dan lees ons verder waar Jesus Martha na Jesus toe gekom het en sy na hom toe gekom het en sy vir Jesus gesê het, maar hoorie, asseblief, Lazarus is dood. En hierdie Martha gaan en sy sê, maar ek glo dat as u die Vader bid, dan sal hy weer lewe. Daar is iewers 'n saadjie van geloof wat in haar hart gesaai word. Nou, ek wil vir jou iets sê vandag wat jou gaan help in jou lewensreis. En dis iets wat my ontsettend help. Wil julle weet wat Skoot Momberg se gawe? Dis geloof. Dis my gifting. Wanneer alles anders skree, God het dit gesê, dit sal so wees. Maar dis nie ek nie. Dis 'n gawe. Dis iets wat die Here in my lewe gesit het, wat ek gesnap het, en as ek vandag met jou hierdie dingetjie kan saam met jou vat, gaan dit jou dalk help in 'n reis in jou lewe. Die oomblik wanneer daai saadjie val, en jy kry daai uitspraak, wat in jou hart insak, kom dit van die Here af. Geloof kom nie van die mens af nie. En daarom, as die Here sê, dis onmoontlik om God tevrede te stel, as jy nie glo nie, is dit nie omdat jy nie jou eie geloof opbou en hierdie vreeslike hype opbou nie, dis omdat jy nie reageer op God se uitspraak nie. God is nie onregverdig nie. En dan gaan ons ek gaan hier in vers 23 en ek het vir julle, dan gaan ons na die teks vir die dag toe. Hy sê, Martha het dadelik gereageer. Ek weet dat hy weer sal opstaan met die opstanding op die laaste dag. Okay, hier kom dit nou. Here, ek weet, as jy die Vader bid, sal hy opstaan. Maar ek weet ook, die realiteit van die saak is, jy het vir ons gesê, op die einde van die dag, wanneer almal opstaan, dan sal hy opstaan. Hier is weer hierdie realiteit in hierdie omgewing, wat direk gekonfronteer word met God se uitspraak. En Jesus kom en hy sê in vers 25, ek is die opstanding in die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterf hy ook. Elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterf nie. En hy maak
'n aanspraak op haar geloof en hy sê, glo jy dit? Glo jy dit, Martha? My vraag vir jou vanoggend is, die Here sê, hy's lief vir jou. Die Here sê, hy's met jou. Die Here sê, hy het deur alles gegaan op hierdie aarde, sodat jy kan oorwinning behaal. Ek vra jou vanoggend, glo jy dit? Jy sit vanoggend dalk hier en die Here het vir jou droom gegee, jare terug. En jy sien dit nie realiseer nie. Ek vra jou vanoggend, as God vir jou daai droom gegee het, en 'n saad wat God in jou hart geplant het, sê ek vir jou vandag, wanneer dinge nie goed lyk om jou nie, glo jy dit? Want hierdie selfe Martha, as ons kyk, toe Jesus daar opdaag en Maria het hom bestorm en al hierdie dinge, kom hy daar in vers 19 en hy sê, toe sê Jesus sê, toe rol die klip weg, maar Martha, hierdie ene wat gesê het, sy glo, né? Want sy het gesê in vers 27, ek is vas oortuig, Here. Nou gaan hy sê, Martha, Lazarus se suster, sê vir Jesus, meneer, hy ryk seker steeds, want dit is die 4de dag. In ons lewe werk dit ook soms so. Daar is 'n saadjie van geloof. Ek hoop jy vang wat ek vir jou vanoggend sê. Iewers is daar 'n saadjie van geloof. Dis 'n gedagte van God se oorwinning en beheer oor die saak, maar dit kan nog nie realiseer in jou lewe nie. Jy kan dit nie verstaan nie. Dis 'n saadjie. Dis nie 'n boom nie. Jy kan hom nie sien nie. Hy's onder die grond van jou hart. Jy kan hom nie beleef nie. Jy sien nie die uitkoms nie. Jy weet nie hoe dit daar gaan kom nie, maar jy weet dat God iewers besig is met hierdie saak. En die oomblik wanneer jy by die krisis kom en jy kom by daai graf, jy kom by daai probleem, jy kom by daai oorweldigende getuienis teen jou, jy kom by daai plek waar alles teen jou skree, jy is 'n failure, niks sal van jou kom nie, daar is geen toekoms vir jou nie, jou droom vrot, as jy daai deur oopmaak, stink dit in jou neus, hoe sal hierdie ding ooit leef? Dis wanneer jy gekonfronteer word met ware geloof. Ek gaan jou vanoggend seën. Die Here Jesus staan hier en sê, Martha, omdat jy nie geglo het nie, hou die klip maar daar. Lazarus sterf. Ons dink baie keer is hoe God werk. Okay, jy het nou nie genoeg geloof nie, so jammer. Ou Lazarus moet maar sterf. Nee. God gaan verder. En hy sê, Martha, ek gaan vir jou wys hoekom jy kon glo. En hy maak Lazarus weer lewendig. Jy sien, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Dis nie onmoontlik om God se wil te laat geskied nie. Hoor mooi vanoggend. Hoe behaag ek God deur eer aan hom te gee? Ons bid, Here, laat u wil geskied, nie my wil geskied nie. Ons verwar baie keer geloof met ons wil en om ons gewil op God af te dwing. En as dit nie gebeur nie, dan is ons ongelukkig. Ons speel geestelike lotto met God, dan verstaan ons nie geloof. Geloof het 'n openbaring. Geloof het 'n pad. Geloof het 'n toets. En geloof het die volgende stap. Uit 'n uitkoms. Die Here wen altyd. Jy sien, my en jou vermoë om God te behaag in geloof, is wanneer ek my geloof uitspreek en dit gebeur, dan bou dit geloof van ander. As ek dit nie doen nie en ek hou aan wandel in ongeloof en dit gebeur nog steeds, het niemand daardeur gewen nie. Dis hoekom dit onmoontlik is om God te behaag sonder geloof. Maar God is genadig. Genade het 'n naam, sy naam is Jesus Christus. En sy genade gaan so ver dat dit ons ongeloof inkleer en nog steeds sy wil in ons lewe bring. Die probleem is, baie keer kan ons nie sien wat die uitkoms is nie. En die geloof gaan ons verby. Die saad van die geloof kom van God af. Maar die vrug van geloof is om God se rus te beleef. Ek gaan vir jou lees in Hebreërs 4. Vers 3 en 4 in die Amplified. En dit gaan hier oor die volk
Die Hebreërskrywer verduidelik daar vir die Hebreërs. Hy verduidelik vir hulle van die volk Israel wat in die woestyn was, wat nie die beloofde land ingegaan het nie. En hy maak 'n geweldige stelling hier in vers 2. Hy sê, "For indeed we have had the glad tidings, the gospel of God, proclaimed to us just as truly as they, the Israelites of old, did, when the good news of deliverance from bondage came to them. But the message they heard did not benefit them, because it was not mixed with faith by those who heard it. Neither were they united in faith with the ones Joshua and Caleb, who heard and did believe." Wow. Ek gaan net daai deel weer lees. Hy sê, "But the message they heard did not benefit them, because it was not mixed with faith." As jy nie glo nie, glo jy iets. Jy glo in toeval. Toeval maak van jou 'n rigtinglose mens. Soos 'n bootjie wat heen en weer dobber in die see, en wat nie weet waar sy einde is nie. Geloof gee jou rigting. Geloof gee jou 'n plek waar jy die uitkoms kan sien en vas staan. Maar hy maak 'n volgende stelling. Hy sê hulle was nie eens in geloof nie. Die volk het nie die beloofde land ingegaan nie, omdat hulle nie saam geglo het nie. Ek wil vandag vir Florida Park sê, die Here het 'n woord vir hierdie gemeente. Hy het gesê, hy sal met sy heerlikheid hier kom woon. Hy het gesê, nie ek nie, hy het gesê, dat ons die pad moet gelyk maak, dat ons moet arbei dit wat hy vir ons gegee het, en daar waar ons besig is, sal hy kom, en hy sal die vrug bring. Daar's 2 dinge wat ek vir jou wil sê, vanoggend. Wees een in die geloof. Anders gebeur die wonderwerk langs jou, en jy kan dit nie eers sien. En die tweede een is, meng jou geloof met jou optrede. Begin leef wat jy glo. As jy vanaand moet sterf, nee, wat is daai ding, Rihanna? As jy 'n week het om te leef, julle, dit is 'n verskriklike ding wat iemand vir jou kan sê. Kom ek sê dit vir jou. As jy 'n week het om te leef, wat sê jy doen? Bid. Dis 'n goeie begin. Wat sou jy doen? As jy 'n week het om te leef. Ek gaan vir jou sê, die oomblik as jy weer die penny gaan drop, gaan jy gou-gou God se wil vir jou lewe soek. En jy gaan dit doen. Christen, kind van die Here, is dit nie so nie? Ons sit hierdie week by 'n konferensie, en 'n ou wat ons toespreek, maak 'n stelling, en ek het nie geweet wat 'n massiewe impak dit op my gesin gaan hê in ons toekoms nie. Hy sê, as jy 'n week oor het om te leef, wat gaan jy doen? En ons sit in die kar en Rihanna sê vir my man, as ek 'n week oor het om te leef, bedank ek my werk en ek is voltyd saam met jou in die bediening, want dis altyd waar my passie in my hart lê. En my hele wese sak tot in my skoene. Want my vrou verdien 'n groter salaris as ek. En ek lus om vir Jean te WhatsApp en te sê, Jean, jou vark, wat sê jy? Maar iewers is daar 'n saadjie van geloof wat geplant is. En hier word Rihanna gekonfronteer. En die realiteit skree, ons gaan elke aand by gemeentelede moet kuier, as ons wil eet. Die realiteit skree, dit moet gemeentelede naby aan die huis wees, want daar gaan moontlik nie genoeg brandstof wees nie. Maar die realiteit is,
God het 'n saadjie geplant. En as ons reageer daarop, gaan ons God behaag. Ek vra jou vanoggend as jy 'n week oor het om te leef. Wat sê jy doen? Is dit nie miskien nou tyd om dit te begin doen? Want die lewe is kort. Of is ons so bang vir die dood, dat die dood klaar ons lewe oorgeneem het? Ek praat van dood oor my sukses, dood oor my finansies, dood oor my drome wat ek self gekoester het. Die Bybel sê vir ons op die einde van die dag word daai goeders gebrand en is soos stokkies. Dit verdwyn net. Maar die waarheid van Christus bly staan.